lekker voorreg om dit hier by ons gemeente te kan hê. En ek wil elkeen uitnooi waar ons nou begin, die van u wat dalk nie geweet het nie, daar is wel lekker ete na die hemelvaartsdiens. So, bly agter, daar's genoeg, daar's meer as genoeg, en ons glo dat u sommer so lekker saam met ons gaan Filippense, hier by die Eet Genoeg Kerk, ek bedoel EG Kerk, want ons eet graag en ons eet genoeg. Ag vriende, ons gaan aan hierdie geleentheid begin deur lekker saam te sing, en ek dink net so voor die gebed, of ek kan dit seker maar na die gebed ook doen, kom ek doen sommer terwyl hulle nog instap bietjie. Ek wil gou hoor, môre aand wil ons vir Dominee Jannie Koetser hier verwelkom, een van die sendelinge wat uit Frankryk uitkom, en hy het nou homself kom vestig hier in Suid-Afrika, en hy is by Aksie 18 betrokke, en ons het hier in die kerk rondom die kerkraad en die ons sending aan die gang gekry, die sendingkommissie, en ons werk uit ons boekie Aksie 18 se boekie uit, waar al die sendelinge so bymekaar is, en by ons eerste geleentheid het ons gevra dat die mense iemand moet identifiseer vir wie hulle wil bid, een van die sendelinge, en as u dan nou wil betrokke raak ook by dit, om vir 'n spesifieke sendeling te bid, of as u net nuuskierig is, wil ek u uitnooi môre aan 6:00, hier by die kerk, gaan ons vir Dominee Jannie Koetser hê, en hy gaan dan vir ons 'n bietjie kom vertel wat hulle doen, en dan gaan ons ook so 'n bietjie rondom die sendelinge bid, en ons wil elkeen uitnooi om dit te kom meemaak. Dit behoort hier in die saal langsang te wees, baie informeel, nie in die vorm van 'n diens nie, waar ons net so 'n bietjie meer wil leer van die sendelinge. So kan ek net so vinnig hande sien, wie sal môre aand 6:00 hier kan wees, of wie moet dit later wees? Kan ek sien vir 6:00? 6:00 gaan vir my werk, 7:00 gaan nie dit beter maak, dink ek nie, nee. Ok, baie dankie. Ons werk vir 6:00 en ons is elkeen baie welkom om dit ook mee te maak. Nou ja, dan kan ek nie anders as om u net te herinner, as u môre aand nie maak nie, moenie bekommer nie, Sondag is ons weer hier. Nou Sondagoggend, Sondag aand, Maandag aand en Dinsdag aand, en al die aande gaan Filippense aand te wees, en ons gaan lekker saam kuier rondom ons Pinksterreeks wat afskop. Ek wil u ook sommer net uitnooi en herinner ook daaraan. Kom ons sit so saam, ons sluit die oë, en dan bid ons net lekker saam. Dierbare Here Jesus, baie dankie vir u liefde, dankie vir u genade, dankie vir u getrouheid. Here Jesus, ons kan nie anders in hierdie aand as ons 'n geleentheid kry om te bid, om te kom bid vir die land nie. Ons dink aan die oorstroomde gebiede, ons dink aan plekke waar die water besig is om weg te sak, waar daar skade is, ons weet van plekke wat nie krag het nie, ons weet van Woester, ons weet van Grabouw, ons weet van Ceres, ons weet van Hankie, die Oos-Kaap, soveel plekke, Here, waar mense diere verloor het, waar mense se huise oorstroom het, en Here Jesus, ons wil ook in hierdie tyd ook hulle aan die opdra, hierdie omstandighede aan die opdra. Here, ons weet is niks nuut nie. U het gesê in die Bybel, u het dit so voorspel, dat in die eindtyd daar baie van hierdie dinge sal wees, maar ons harte gaan uit, Here, na hulle met wie dit 'n effek het, hulle wat skade gelei het, Here. Ons kom vra dat u asseblief op 'n merkwaardige wyse ook aan hulle sal voorsien. Baie dankie, Here, dat ons vir daardie mense kan kom bid, wat op baie moeilike omstandighede op hierdie tye ervaar, en dat die Gees ook in hulle lewens mag wees. Maar Here, waar ons nou vanaand hier in Somerset Wes is, wil ons kom vra dat u vir ons ook sal kom ontmoet met hierdie gedeelte van die week wat ons kon afstaan aan u. En Here, word u verheerlik deur wat ons doen, word u verheerlik deur ons samesang, en ons kom bid dit in die naam van ons Verlosser, ons Koning Jesus Christus. Amen. Kom ons sing lekker saam tot eer van die Here. Die hemel aanskou, die werke van die vingers, maan en sterre aanskou, dan voel ek so gering, Heer. Wat is die mens dan dat u aan hom dink? Wat is die mens dan dat u na hom omsien? Die Heer heers oor die werk, die werke van die hande, dis aan ons onderwerp. Die see, die lug, die lande. Wat is die mens dan dat u aan hom dink? Wat is die mens dan dat u na hom omsien?
ontbreek nie. Hy laat my neerlê in groen weivelde, na waters waar rus is, lei hy my heen. Na waters waar rus is, lei hy my heen. Baie diep al lei my uit. Baie diep al lei my uit. Hy plant my voete op 'n ewige rots. Baie diep al lei my uit. Die Here is my herder, niks sal my ontbreek nie. Hy laat my neerlê in groen weivelde, na waters waar rus is, lei hy my heen. Na waters waar rus is, lei hy my heen. Baie diep al lei my uit. Baie diep al lei my uit. Hy plant my voete op 'n ewige rots. Baie diep al lei my uit. Hy plant my voete op 'n ewige rots. Baie diep al lei my uit. Kom ons staan saam. Vader wat woon in die hemel, geheilig sy naam. Mag u ryk kom, u wil geniet, soos in die hemel, so op die aarde. Gee ons vandag ons dageliks brood, en vergeef ons al ons schulden, soos ons vergewe die wat teen ons sondig. Lei ons nie in die versoeking, maar verlos ons van die bose. Want uwe is die ryk en die sterkte en die ere, vir ewig en ewig. Amen. Vir ewig en ewig. Amen. Baie dankie, kan die sitplekke inneem. Ja, so ek wil vir almal verwelkom en ek het spesiaal vir oom Willie en vir tannie Ina wat vanaand gaan inskakel van die huis af gesê, ek gaan ook vir hulle welkom heet. Dit raak ook moeilik hierdie tyd in die winter en om so laat rond te ry en ek het gesê ons sal vir hulle ook welkom heet. En dan was daar natuurlik baie ander mense wat ook inskakel, vir hulle ook baie welkom. Van hulle selfs oor see, maar nog lidmate hier by ons, so lekker om ook hulle te hê wat saam met ons inskakel en saam kan deel in ons gemeente. Nou ja, vriende, ons gaan geen kollekte opneem nie, ons gaan geen niks. Ons is net hier vanaand om bietjie weer te sit rondom die woord van die Here. En ons tema vanaand, die belofte van bo, na volharding in gebed. Die belofte van bo, na volharding in gebed. Ons vind ons skriflesing in Handelinge 1. Handelinge 1 vers 1 tot en met vers 14. En ek gaan vanaand met u hierdie 14 versies deel, en dan wil ek graag net na die 4 gedagtetjies kyk, wat ek vir u wil wys, wat ons ook sien, rondom hierdie opbou en hierdie afwagting ook wat ons het,
rondom Pinkster. Nou ja, vriende, ek dink meeste van u weet, die Here Jesus is gekruisig, hy het opgestaan uit die dood 3 dae later, en hy het hom vertoon aan baie mense oor 'n baie lang tydperk, en om hierdie tydperk nader te trek na 'n spesifieke datum, dan sê hulle 40 dae. 40 dae na die opstanding uit die graf, is Christus opgeneem na die hemel. En jy sal dit nou nie glo nie, maar 10 dae later, die 50ste dag nadat hy opgestaan het hierdie wonderlike gebeurtenis plaasgevind, wat ons in die Nuwe Testament van lees, en wat vandag nog net so kragtig is, en dis natuurlik Pinksterdag. Pinksterdag is 'n gedagte, en ons sal soos hierdie Pinksterreeks ook nou gaan, sal ons baie bietjie, nie baie nie, maar ons sal genoeg van dit ook hoor en sien. Maar wat vir my vanaand belangrik is dat u net sal besef, vanaf Christus se kruisiging tot by die hemelvaart, wat ons vanaand aanhou, is 40 dae, en 10 dae daarna, die uitstorting van die Heilige Gees. Kom ons lees saam met die woord van die Here, Handelinge 1, vanaf vers 1. En die eerste verhaal, Theophilus, het ek opgestel oor alles wat Jesus begin doen en leer het, tot op die dag dat hy opgeneem is, nadat hy aan die apostels wat hy uitverkies het, deur die Heilige Gees bevele gegee het, aan wie hy ook na sy lyde hom lewend vertoon het, deur baie kentekens, terwyl hy gedurende 40 dae aan hulle verskyn het, en oor die dinge van die koninkryk van God gespreek het. En toe hy nog met hulle saam was, het hy hulle 'n bevel gegee, om nie van Jerusalem af weg te gaan nie, maar om te wag op die belofte van die Vader, wat julle, het hy gesê, van my gehoor het. Want Johannes het wel met water gedoop, maar julle sal met die Heilige Gees gedoop word, nie lank na hierdie dae nie. Die wat bymekaar gekom het, vra hom toe en sê, Here, gaan u in hierdie tyd die koninkryk van Israel weer oprig? En hy antwoord hulle, dit kom julle nie toe, om die tye of geleenthede te weet, wat die Vader deur sy eie mag bepaal het nie. Maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom, en julle sal my getuies wees in Jerusalem, sowel as in die hele Judea, Samaria, en tot aan die uiterstes van die aarde. En nadat hy dit gesê het, is hy opgeneem, terwyl hulle dit sien, en 'n wolk het hom voor hulle oë weggeneem. En toe hulle nog stip na die hemel kyk, terwyl hy weggaan, staan daar 2 manne in wit klere by hulle, wat sê, Galileese manne, waarom staan julle en kyk na die hemel? Hierdie Jesus wat van julle opgeneem is in die hemel, sal net so kom, soos julle hom na die hemel sien wegvaar het. Daarop draai hulle om na Jerusalem, van die berg af, wat genoem word Olyfberg, wat naby Jerusalem is, 'n Sabbatsreis ver. En toe hulle daar kom, gaan hulle na die bovertrek, waar hulle gewoond was om te vertoef, naamlik Petrus en Jakobus, Johannes en Andreas, Filippus en Thomas, Bartolomeus en Matteus, Jakobus die seun van Alfeus en Simon die ywerraar, en Judas die seun van Jakobus. Hulle almal het eendragtig volhard in gebed en smeking, saam met 'n aantal vroue, en Maria, die moeder van Jesus, en sy broers. Net tot sover uit die onfeilbare woord van die Here. Kom ons sit net so saam, dan sluit ons die oë. Dierbare Here Jesus, baie dankie dat ons ook uit die woord uit kan lees. Dankie dat ons dit in ons eie taal mag ervaar. En Here Jesus, ons weet deur die lees van die woord, is daar krag. Want Here, daar is krag in u woord. En ons kom sê vir u dankie dat ons dit mag aanhoor. Dankie dat ons die waarheid ook van dit mag verkondig. Here, ons wil kom vra dat u ook in hierdie oomblikke daardie selfde Gees wat op hierdie aarde uitgestort is, sal toelaat om ook deur ons harte te werk en om elkeen van ons te kom besoek. Dankie Here dat die Gees lewendig is, dat dit nie 'n artefak is of iets wat iewers in 'n museum toegesluit is, wat onder sekuriteit uitgehaal moet word onder spesiale omstandighede nie. Nee Here, u het daar by die kruis die voorhangsel laat skeur, sodat ons mag inbeweeg in u allerheiligste. U het vir ons die weg gebaan, u het vir ons die prys kom betaal, en ons kom sê vir u vanaand, baie dankie. Dankie dat u vir ons toelaat om ook hier
onder die geklank van die woord te mag wees, waar ons ons stemme kan gebruik tot u eer. Word u verheerlik, Here, en kom ontmoet ons elkeen op 'n besondere manier ook vanaand. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Nou ja, ek het nie vir u 2 ure boodskap uitgewerk nie. Ek gaan probeer om dit so 1 uur en 'n half te hou. En net omdat ek weet die sop daar baie keer aan kan brand as die goedjies aangesit word. So ek het so onderlinge reëling, moenie bekommer nie. En so ek wil maar net vir die dames sê, sit so lank aan dat ons lekker kan eet. Maar ja, vriende, as ons so bietjie na hierdie gedeelte kyk, dan besef ons Jesus het tydens sy opstanding vir daardie 40 dae aan die mense verskyn. Ons sien dat hy opgevaar het en dat die woord vir ons baie duidelik sê hy kom net so weer. Maar kom ek lig 'n paar dingetjies uit hierdie gedeelte net vir u uit. Ons geliefde broeder wat Handelinge geskryf het, die opskrif sê dit baie duidelik, dis Lukas. Nou wie van u hier is onder die indruk dat Lukas 'n apostel is? Of 'n disipel is, dat ek dit eerder so stel, want hy is 'n apostel ten minste. Is Lukas 'n disipel? Nee, Lukas is 'n geneesheer en Lukas het hierdie boek Handelinge geskryf. Raai watter boek het hy ook geskryf? Die boek Lukas. So ons doktervriend het vir ons van sy mediese agtergrond het hy hierdie boek geskrywe en hy skryf die boek, as jy nou geluister het na Handelinge 1:1, dan sê hy die eerste verhaal Theophilus. Nou wonder ou by jouself, wie is Theophilus? Theophilus is die gouverneur. En hy, wat Lukas is, die geneesheer, het sy eerste boek Lukas geskrywe en hy het daai boek geskrywe vir Theophilus, om vir hom van alles van Christus te vertel. En nadat hy die hele evangelie van Christus neergepen het, het hy gekom by die tweede boek wat hy skrywe en die eerste boek het hy gestuur vir Theophilus. En want hy was die destydse gouverneur. En nadat hy dit gedoen het, vertel hy nou vir hom nie net van Christus se kruisiging aan die einde van Lukas nie, maar nou vertel hy vir hom van Christus se hemelvaart, Christus se opstanding, dat hy opgestaan het uit die dood en dat hy hulle vooruitgaan. Dis wat hy vir hulle leer. Maar vanaand wil ek net met u kom praat oor hierdie gedagte wat ons vind in teks 4. 'n Paar dingetjies wat ek wil noem. So as teks van oordenking vind ons in teks 4, in vers 4, en toe hy nog met hulle saam was, het hy hulle bevel gegee om nie van Jerusalem af weg te gaan nie, maar om te wag op die belofte van die Vader, wat hy gesê het van my, wat hy gesê het van my gehoor het. Nou, wat 'n belofte is vir ons gegee in vers 4. Wat 'n belofte praat Jesus van? Gaan wag in Jerusalem en julle moet wag op die belofte wat julle van gehoor het van die Vader. Van wie praat Jesus op hierdie stadium? Van homself. Praat hy van die Vader? Jesus sê dat daar 'n belofte uitgaan en die belofte het hulle gehoor van die Vader. En daai belofte is niemand anders as Christus Jesus nie. Nou die belofte van bo. Wie het Jesus Christus gestuur? Weet u? Wie is deur die Vader en deur die Seun na die aarde gestuur? Die Heilige Gees. Wanneer het hierdie Heilige Gees op aarde aangekom? Op die 50ste dag. En as jy dan teruggaan na vers 4 toe, dan sê Jesus vir sy disippels, en Lukas skryf dit neer, en toe hulle nog met hulle saam was, het hy 'n bevel gegee. Nou wie van u weet wat 'n bevel is? Ek by die huis kom en ek sê vir die kinders, julle moet gou die huis skoon maak, mamma is op pad. Ek weet nie of u weet nie, maar dit klink soos 'n bevel, maar as mamma daar aankom, dan kyk mamma die skorrelgoed daar, en sy kyk die bed is nie gedoen nie, sy sien die speelgoed is nie geberre nie, maar daar het 'n bevel uitgegaan. Het daai bevel 'n effek gehad as die resultaat verkeerd is? Nou die Bybel het
verskillende bevelle. En wanneer die bevel hier gegee word, kry jy dieselfde. Het jy al gehoor van die weermag? Ja. Jy al gehoor, daar's 'n bevelvoerder en hy gee 'n bevel. Hy sê, daar's die vyand, hardloop hulle tegemoet, tussen deur die landmyne, en dan draai die soldaat om en sê vir daai bevelvoerder, my ma sê ek gaan nie. Wat gebeur dan? Dan skiet hulle hom sommer self dood. Want 'n bevel is 'n opdrag wat uitgevoer moet word. En hier waar Christus hierdie bevel gee, gebruik hy dieselfde woord wat 'n weermagleier sê. Hierdie moet julle doen. Wat sê hy moet hulle doen? Hy sê dat hulle in Jerusalem moet wag. Nou, dink u dit gaan nou vanaand 'n baie goeie ding wees as ek vir u sê, kom ons almal doen gou 'n pelgrimsreis. Ons gaan gou vir 10 dae in Jerusalem wag. Dink u dit gaan dieselfde effek hê? Want as ons tema het, die bevel, die belofte van bo. Dink u daardie belofte staan vandag? Die belofte van God, dat die Gees op hierdie aarde uitgestort sal wees. En dat daardie Gees sal kom. Nou wil ek vir u vra, wie van u dink dat die Heilige Gees vanaand hier teenwoordig is? Die Bybel sê, daar waar 2 of meer in my naam vergader, daar sal ek self wees. Self, wie is dit? Dis die Gees van die lewende God. So ons kan vanaand vir die Heilige Gees hier verwelkom. En ons kan vir die Heilige Gees vra om tussen ons en in ons midde te beweeg. Want dit is die taak van die Heilige Gees, om mense te oortuig van sonde, oordeel en geregtigheid. Dis die taak van die Heilige Gees om na mense toe te kom en hulle harte te deursoek en hulle harte aan hulle self te toon, sodat hulle kan weet of hulle gered of ongered is. So die eerste gedagte wat ek vanaand graag by u wil los, ek wil vir u vra, stem u saam dat die belofte van bo hier op aarde is. En mag ek 'n bewys gebruik dat as ons die boek Handelinge verder lees, dan weet ons op die 10de dag het daar 'n verrukking van sinne gekom. Daar was hierdie geluid, en ek gaan nie vanaand oor Pinkster praat nie, maar ons stem saam dat ons nie 10 dae hoef te wag vanaand nie. Nie een van ons wat vanaand by hierdie deur uitloop, hoef 10 dae te wag vir die Heilige Gees om teenwoordig te wees nie. Ek vra u, moes hierdie disippels wag? Hulle moes. Kon hulle hom vroeër ontvang? Nee, want daar was 'n spesifieke tyd, 'n spesifieke bepaling. Nou wil ek u vanaand vra, en ek wil u net so 'n bietjie konfronteer met vers 5. Want Johannes het wel met water gedoop. Nou kan ek vir u vra, wie almal hier is gedoop? Nou, meeste van ons weet dit nie, maar party van ons is gedoop toe ons klein was, party van ons is gedoop toe ons bietjie groter was, maar meeste van ons hier sê ons is gedoop. Wie is hier deur Johannes gedoop? Ek wou nou my hand opsteek, maar kan nie, want ek is nie. Maar die Jesus sê, julle is wel deur Johannes gedoop, maar julle sal met die Heilige Gees gedoop word. Nie lank na hierdie dae nie. Soos ons nou gewonder het, hoe lank, nie lank nie. Nou wil ek hier vanaand net prontuit, net so prontuit, soos wat 'n 4-jarige in 'n winkel kan partykeer baie stomp wees oor dinge wat hy sien. Ek wil u vanaand vra. En jy moet nou nie jou hand opsteek nie. Maar so waar as wat, ek dink iemand van my sê ek was gedoop, en ek dink ek het 'n dooprokkie aangehad, vir een of ander rede. Ek was nie heeltemal beseker, maar dit was so gewaad ietsie gewees, en dit was, maar my seun is byvoorbeeld met kruisbandjies dink ek gedoop. Maar die lank en die kort is, weet ons van dit. As jy as babietjie gedoop word, maar bietjie, is moeilik om dit te onthou. Maar ek wil u vanaand konfronteer, en ek wil vir u vra, is u al deur die Heilige Gees gedoop? Want jy sien, vriende, of u nou klein gedoop is, en of u nou groot gedoop is, en of u nou glad nie gedoop is nie. Dis irrelevant, wanneer Jesus sê, gaan wag in Jerusalem. Julle was gedoop deur Johannes, maar dis nog niks. Julle gaan deur die Gees gedoop word. My vriende, ons het nie nodig om 10 dae te wag vir die uitstorting van die Heilige Gees, om deur die Gees gedoop te word nie.
En ek wil vir u vanaand vra. En ek wil vir u dit pertinent en ek wil dit vir u so stomp sê as wat 'n 4-jarige dit kan stomp sê. As u nie deur die Gees van God gedoop is nie, is jy nie gered nie. Maar as jy nie deur die Gees van die lewende God gedoop is nie, is jy nie Gees vervuld nie. En as jy nie Gees vervuld is nie, dan gaan jy nie hemel toe nie. En maak nie saak wie jou dan gedoop het nie. As die Gees van die lewende God jou nie besoek nie, is jou naam nie geskrywe in die boek van die lewe nie. En dit het niks met uitverkiesing uit te waai nie. Dit het uit te waai met 'n sondaar wat sy sonde bely, dit laat staan, opkyk na Jesus en sê, Here, vergewe my. Dis dit. Wanneer jy in hom glo, hy wat glo sal gered word. En dan kom baie mense, dan lees hulle nie die volgende vers nie. Die duiwels glo ook en hulle sidder. Hoekom sidder hulle? Want hulle was in die tuin van Eden. Hulle het gesien toe Eva besoek is deur die slang. Hulle het gesien toe die vloed oor die aarde kom. Hulle het gesien toe Sodom en Gomorra vernietig is. Hulle het al dit goed gesien. Hulle glo ook in God. En dis wat baie mense nie verstaan nie. Waar jy kan in Christus glo dat hy daar is. Maar as jy nie vergifnis van sonde ontvang nie, gaan jy nie hemel toe nie. Jesus sê vir sy disippels, gaan wag vir die Heilige Gees. Gaan wag vir die dooping met die Heilige Gees. En ek moet met skaamte sê vandag, baie mense maak of dooping van die Heilige Gees talespraak is. Baie mense maak of dit letterlik 'n doopbad is. Vriende, ons kan nie die Heilige Gees in 'n bad druk en mense daardeur forceer en nou gaan hulle hemel toe, omdat die Gees in 'n bad was nie. Ons kan nie dit doen nie. Wat ons wel kan doen, is ons kan wag op die Here. Want die Here Jesus het vir sy disippels gesê, gaan wag in Jerusalem. En die belofte wat ek vir julle gesê het, wat van die Vader sal kom, daardie belofte sal na julle toe kom. En julle was deur Johannes gedoop, maar nou sê ek vir julle, julle moet deur die Gees, Heilige Gees van God gedoop word. Nou wil ek net vir u sê, is u gedoop deur die Heilige Gees? As jy nie gedoop is deur die Heilige Gees nie, is my gebed vanaand dat u gedoop sal word voordat u by daardie deur uitloop. En ek is nou jammer, ons het 'n bakkie hier, maar dit is irrelevant. Hierdie is iets anders, hierdie is 'n sakrament. Die nagmaalstafel is 'n sakrament wat die dood van Christus verkondig totdat hy kom. Die doop is die sakrament dat die genade van God aan alle mense beskikbaar is. Dis 'n teken. Dooping met die Heilige Gees is redding. En dit vind nie plaas deur 'n mens se hand nie. Dit vind plaas deur die God se hand. Dit vind plaas deur die Heilige Gees. As u vanaand sê, wel, ek weet God het die belofte gegee van die Heilige Gees. Ek weet dat ek gedoop moet word deur die Heilige Gees. Dan wil ek graag by die derde punt vanaand kom. As u sê, ek glo in die Heilige Gees, ek glo in God, ek glo in die opstanding, ek glo in die hemelvaart. En u sê vanaand, wel, ek weet die Heilige Gees het my gedoop. En ek is nou 'n kind van God. Dit is so maklik soos dit is. Dan wil ek graag my derde punt op u van toepassing maak, wat ons vind in Handelinge 1 vers 8. Maar julle sal krag ontvang, wanneer die Heilige Gees oor julle kom. En julle mag per geleentheid, dalk, soms, net as jy so voel, wat sê die Bybel? As jy deur die Gees van God gedoop is. Daai woord krag is die woord dynamos, is dieselfde woord waar dynamiet vandaan kom. Waarom sukkel mense wanneer hulle moet getuig? Het jy al gesien as 'n swakkeling by die viswaters aankom? En hy staan so en hy weet nou nie lekker van visvang af nie en hy gooi nette in en hy gooi hoeke in. Man, hy gooi hoeke in sonder 'n lyn. Hy gooi net hoeke in. Maar hy try, hy's 'n swakkeling. Hy probeer visvang.
Dan kom haar ou aan en hy het so 'n springbok baadjie aan en jy weet, hy maak sy viskas oop en daar's net alles. Daai ou, hy vang net vis, hy het net 'n vol vis. 'n Swakkeling en 'n ou wat weet. En dan kry jy nou 'n normale ou soos ek wat regtig van visvang af ook niks weet nie. Maar jy stap na daai viswater toe met so 'n stokkie dinamiet. En jy slinger daai stokkie dinamiet in daai water. Wie gaan die meeste vis vang? Jy sien vriende, ons dink die kennis wat ons van God het maak ons goed. Ons dink as jy nie die Bybel gememoriseer het nie, kan jy nie getuig nie. Vriende, as die gees van die lewende God in jou is, het jy dinamiet. Jy kan dit help nie. Die vis spring net uit. Dit spring uit as gevolg van die ou wat langs die kant staan en die dinamietstokkie ingooi, is dit hy. Dis irrelevant wie die dinamiet het. Dis wat die dinamiet doen. Die Bybel sê, Handelinge 1 vers 8, julle sal krag ontvang. Daai krag is dieselfde woord as dinamiet. So wat moet jy doen? 'n Maklike verduideliking, een man het eendag gesê, mens hoef nie 'n leeu te beskerm nie, maak jy die hok oop. Hy beskerm homself. Ons het nie nodig om God te beskerm nie. Ons het nie nodig om God te regverdig nie. Ons het nie nodig om te bewys dat God bestaan nie. God doen dit sommer self. Hy wys dit deur sy Bybel, hy wys dit deur die woord, hy wys dit deur die hemel, hy wys dit deur die aarde, hy wys dit deur die vervulling van die profeseë van sy woord. Wat het God nodig van die mens? Niks. Maar wanneer die mens gedoop word deur die Heilige Gees, derde punt, kry jy dinamoskrag. En jy sal dinamiet in die water gooi. En daar sal visse uitkom. Nie met jou krag nie. Nie met jou entoesiasme nie. Nie met jou wêreldse mooi kennis nie. Paulus sê dit, man, ek het by julle gekom nie met groot woorde nie. Ek het met julle gekom in eenvoudige woorde en in eenvoudige taal. Nie met mooi klere en met hierdie wow goed nie. Eenvoudig die woord van God voorgehou en wanneer jy gered word, kom die krag van die Heilige Gees in jou. En wat gaan jy doen? Jy sal getuig van Jesus. Vriende, dis nie moeilik om vir iemand te sê Jesus het aan die kruis gehang nie. Dis nie moeilik om vir iemand te sê dat hy 3 dae later uit die dood uit opgestaan het nie. Dis nie moeilik om vir iemand te sê dat Christus 40 dae later opgevaar het na die hemel nie. Dis nie moeilik om vir iemand te sê en 10 dae later is die Pinksterdag plaasgevind, die uitstorting van die Heilige Gees. En op grond daarvan het Christus die prys betaal aan die kruis vir ons sondes nie. En weet jy wat? Al wat jy vir iemand moet sê is hoe het God jou gered? Waar het hy jou kom haal? En wat het hy vir jou gedoen? Dis 'n beter getuienis as die nuwe Panda winkel wat daar op die hoek oopmaak. Baie beter. Daar het winkels oop en toegemaak in hierdie tydjie wat ek hier in Somerset Wes gebly het, vriende. Maar ek wil vir julle sê, as die dinamoskrag van die Heilige Gees in jou is, sal niemand dit toemaak nie. Niemand sal dit stuit nie en niemand sal dit stop nie. En ek wil vir u vanaand kom vra, as jy nie gedoop is deur die Heilige Gees nie, het jy definitief nie die krag nie. Nou kom ek maak 'n ander vraag. En ek vra u 'n stomp vraag. Dis nou soos iemand wat baie lekker biltong het, maar hy deel dit nooit uit nie. Ek het so 'n maatjie gehad op skool. Ek kom al by die skool en kou, maar hy kom so, hy het nie 'n mes gehad nie, want ons mag mos nie messe skool toe vat nie, en kou, en vra al, waar is my stukkie? Nee, ek het nie nog nie, maar daai hele ding is so nat. Eerste pouse kom jy by hom, dan sal weer een. Dan tweede pouse sien jy haal 'n sak uit, dan sal sommer baie daarin. Maar hy gee nie vir jou nie. So dit gebeur. Dit gebeur met my ook. Is dit hoe God met die Heilige Gees maak? Dat hy die Heilige Gees terughou, net vir sekere mense. Mense met blou oë, of mense met bruin oë, of net op Dinsdae, of net as jy na skool by daai maatjie wil gaan speel, dan gee jy vir hom. Is dit hoe God met ons maak?
Is die Heilige Gees iets wat ver af met geleentheid mense besoek? Nee. Die Here sê, hy wil hê jy moet kom. Hy sê, kom na my toe almal wat moeg en oorlaai is, kom na my toe almal wat dors het, en ek sal vir julle gee. God se begeerte is om die dinamiet vir ons te gee. Nou, u kan nou hier sê en sê, Dominee, dit is so wonderlik, dit is so lekker om dit te hoor, en ek het hierdie krag hier binne my, maar hy eie ek, as ek moet praat. Ek onthou vriende, toe ek in die hoërskool was, en ek voor in die kerk wou gaan staan, een aand om te getuig, toe het my bene so hard in mekaar geklap, dat ek dink ek het blou kolle gekry. En so voor ek iets kon sê, toe begin ek huil, en toe gaan sit ek, en ek het 7 keer daarna, dieselfde gedoen, nie dieselfde aand nie, vat te veel. Maar daar kom 'n punt in jou lewe, wanneer daai dinamiet in jou sak in die brand gesteek word, en jy kan nie anders as om die dinamiet te gooi nie. Kan nie anders, dit kom net uit jou uit. Elke gesprek, elke ding wat in jou lewe plaasvind, vind plaas as gevolg van God wat dit vir jou gedoen het. Ek wil u vanaand konfronteer. Wanneer het u dinamiet gegooi? Wanneer het u gesien dat die krag van God deur jou werk om 'n getuie vir God te wees? Dit kan in verskillende vorme kom. Ek kan nie nou konfronteer en baie mense sê, maar ek gaan nie nou kweekskool toe gaan nie. Nee, vriende, ek wil vir u vra, as jy net sommer daar in die straat afry en 'n ou ry voor jou in, dan kom hy dinamiet. Dan praat party ouens in tale, dan doen party ouens handgebare, party ouens se deure is al oop. Ander ou klim uit, dan sit die bakkie nog op sy rug. Hulle kry krag. Is dit die krag van die Heilige Gees? Sê die Heilige Gees, sê die woord nie vir ons dat die krag van die Heilige Gees en die vrug van die Heilige Gees is liefde, blydskap, vrede, vriendelikheid, goedheid, getrouheid, lankmoedigheid, sagmoedigheid en selfbeheersing. Hoe is dit dat ons geen selfbeheersing het nie? Niks kan toepas nie. En dan gee ons die wêreld die skuld en die druk van die wêreld die skuld. As die Gees van God dynamos krag het in ons lewens. Ek wil graag die laaste 4de gedagte met julle deel in vers 14. Hulle almal het eendragtig volhard in gebed, in smeking, saam met 'n aantal vroue, Maria, die moeder van Jesus, en met sy broers. Ons het nou lekker Moedersdag gehad, en dit was heerlik om die vrouens te bespreek en te sien hoe God deur vrouens werk. Wonderlik om te sien dat die uitstorting van die Heilige Gees nie beperk is tot manne nie. Wonderlik om te sien dat die uitstorting van die Heilige Gees nie beperk is en vrouens het een kant gegaan en mans het een kant gegaan nie. Daar is saam volhard in gebed, omdat Christus gesê het, wag. En jy weet, as jy dalk die volgende gedeeltes lees, dan sal jy besef, daar was 120 mense in die boventrek waar gebid is, vir die ontvangs van die Gees van God. Daar die Gees van God, ons sal later, as die reeks verby is, en Rian Wiet het dit nie met ons bespreek, dan sal ek graag met u so 'n bietjie wil verder gaan en vir u vertel van hierdie Gees. Maar ek wil u vandag kom bemoedig. As die disippels kon bid om vervulling met die Heilige Gees, dan kan u ook. As 'n mens kan saamkom en vra vir vervulling met die Gees van God, beloof ek u vanaand, dat u dit mag ontvang voordat u by daardie deur uitloop. Jy weet, ons kan Moedersdag persentjies uitdeel, en as jy nie by die persentjie plek verbygaan nie, dan kan iemand nog na die tyd kom en 'n bekertjie daar by jou tafel neersit. Maar vriende, ek wil vir u sê, kan ons dinamiet van die Heilige Gees vir iemand anders gee? Onmoontlik. Die Gees van die lewende God wil u besoek. Hy wil u bekragtig.
Maar jy gaan nie hier in die banke sit en ewe skielik begin ons ruk en pluk en ons gaan te kere, want jy moet dit vra. Jy moet dit vra, jy moet dit verwag. Jy moet vra dat God jou moet kom besoek, dat hy jou moet bekragtig, dat hy moet toelaat dat die krag van God in jou lewe mag werk en dat dit 'n radikale invloed op jou lewe en op almal rondom jou het. Die Bybel kan nie jok nie. En as hy kon jok of gejok het, sou iemand dit baie jare terug al gekry het, of vandag nog. Die Bybel is die enigste brondokument op hierdie planeet wat korrek is. Foutloos. As die Bybel sê ons sal krag ontvang, dan sou ek vanaand 'n toetsertjie wou gehad het. En net elke ou se krag wou toets. Net soos jy Duracell batterytjie of 'n Energizer batterytjie kry, daar staan 1.2 volt en jy toets hom. Jy sien hierdie ouetjies pappa gooi hom weg. Jy sien die enetjies pappa gooi hom weg. Soos vanaand elke ou se krag hier kon toets en agterkom, hier's doubts. Hier's goed wat nie werk nie. Hier's goed met niks. Hoekom is dit so? Hoekom jok ons vir onsself? Die Bybel sê jy sal 'n boom ken aan sy vrug. Aan die vrug wat die boom dra sal jy die boom erken. 'n Waterfontein kan nie goeie en brakwater voortbring nie. Dis die een of is die ander een. My sien vriende, as jy by die kerk 'n gebedsaksie loods, dan sê ek almal hulle hande op, ons gaan almal bid. Dan sê jy vir ons bid by die kerk, dan steek 90% hande op, nie hulle bid by die huis. Dis die enigste ding wat jy van 'n mens nie kan meet nie. Dis sy gebedslewe. Maar weet jy, word jy bemoedig wanneer jy saam met iemand bid? Wat 'n bemoediging is dit? Kan jy dink as 120 mense saamkom en hulle bid vir die Heilige Gees van God. Hulle bid vir krag. En die Gees van God het hulle besoek. En vriende, daai besoeking het nie net eenmalig plaasgevind nie. Die uitstorting het eenmalig plaasgevind. Maar as jy die Bybel gaan bestudeer in Handelinge 4 en ander gedeeltes, dan sal jy sien die Gees van God besoek mense wat dit bid. Daarom ons tema, die belofte van bo na volharding in gebed. As jy dit nie soek nie, as jy God nie soek nie, sal jy hom nooit kry nie. God besoek mense en hy sê vir hulle is verlore. Maar as die Heilige Gees jou besoek en vir jou sê jy is verlore, is nie te sê jy gered nie. Hy sê net vir jou, jy het hulp nodig. En ek wil hier vanaand kom bemoedig, toets jouself, toets die eie lewe, toets die krag, die dinamika van die Heilige Gees in die eie lewe en vra vir jouself, het ek werklik die Gees van die lewende God in my? Is die krag van God in my? Of jok God? Vriende, ek wil vir u waarsku dat God nie kan jok nie. Maar weet u wie jok baie? Die mens. En die mens jok partykeer die meeste vir homself. Kom ons vertrou die Here dat ons in volhardende gebed hom kan soek. En mag hy ons elkeen vanaand kom besoek. Amen. Kom ons sit so saam, sluit ons die oë. Die belofte van bo het gekom. Volhardende gebed het plaasgevind. En die Gees van die lewende God is op hierdie aarde uitgestort. Meer as 2000 jaar terug. Here, ons word elkeen vanaand gekonfronteer. Elke een van ons wat hier sit, moet vir onsself die vraag vra. 1. Is ek gered? 2. Is ek gedoop met die Heilige Gees? 3. Het ek die krag van die Gees ontvang? 4. Het ek volhardende gebed? Here, ons staan hier vanaand voor u en ons sit voor u sonder mense. Foute. Vandag het ons foute gemaak. Vandag het ons nie meer verloor. Vandag het ons soveel dinge gedoen. En dan begin ons onsself bevraagteken.
Maar Here, U sê ons sal krag ontvang wanneer die Gees oor ons kom, en ons sal die getuies wees. U sê dat 'n boom nie goeie en slegte vrugte kan dra nie. U sê dat 'n fontein nie brak en goeie water kan bring nie. Here, daarom moet ons ons lewens toets, daarom moet ons voor U kom staan en vir U vra, Here God, is ons in lyn met U? Is U in beheer van ons lewe? Is U die meester wat op die troon van ons harte sit? Of is dit die eie ek wat ons self bluf, wat ons self koester, wat ons eie begeertes toelaat bo U, wat ons self bo U verhef? Here, ek wil kom bid vanaand dat daar nie een persoon uit hierdie gebou uit sal gaan sonder dat die Heilige Gees hulle besoek het nie. En Here, elke persoon wat by daardie deur uitloop, dat hulle moet weet of hulle met U reg gemaak het, al dan nie. Maar Here Jesus, ek wil ook vra, as daar een persoon is vanaand wat sê, Here, ek het dit nie, dat hulle in hierdie oomblikke na U toe mag kom. Dat U hulle harte sal aansien, hulle sondaar toestand sal aansien en sal besef dat U vir hulle lief is, nie vir wat hulle doen nie, maar vir wie hulle is. En dat U hulle wil vrykoop uit sonde uit. Dat U alle sonde sal vergewe. En Here, dat hulle hande sal opsteek vir U en sê, hier is ek, Here, red my, dink aan my, vergewe my. En dat die Gees oor hulle vaardig mag word, en dat die krag van God in hulle mag ingaan, sodat hulle mag getuig van U wonderdade. U is waardig, Here, ons aanbid U, ons eer U, en ons is lief vir U. Ons wil bid vir ons verlore dorp, ons wil bid vir ons verlore land, ons wil bid vir die omstandighede wat heers, en Here, ons wil vra dat U alles wat gebeur sal gebruik, dat mense by die kruis mag uitkom. Dankie vir wat U vir ons hier vanaand ook kom doen het. Ons bid dit in Jesus heilige naam. Amen. Kom ons staan saam, dan sluit ons hierdie diens heerlik af, deur lekker saam te sing, en dan kan U bly staan vir die gebed, en dan gaan ek ook sommer vir ons maaltyd hierna bid. Baie dankie, kom ons staan. Genade onbeskryflik groot, het U aan my bewys. Verlore seun, 'n wegloopkind, weer in die Vaderhuis. Ek is die naam van kind nie werd, wou self my sake deel, my lewe ganse tyd en geld is nutteloos verspeel. Maar U sien ver oneindig ver, U sien my hongerdors, want toe ek kom my skuld bely, druk U my aan die doos. Genade onbeskryflik groot, was wees ek is weer thuis. Die seun bring my verlore mens weer na die Vaderhuis. Ontvang die seën van die Here en gaan in sy vrede. Mag nou die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God ons Vader en die teeropsoekende gemeenskap van sy Heilige Gees met U elkeen wees en bly. Here, ons kom buig voor U verder vir dit wat vir ons berei is, en ons kom vra, Here, dat U daardie voedsel in ons liggame sal seën, dat ons dit mag gebruik tot krag en uitbreiding van U koninkryk. En Here, ons kom bid vir hulle wat dit ook vir ons kunstig berei het, dat U ook hulle hande sal seën in dit wat hulle vir ons hier doen. Word U verheerlik deur dit.
In die naam van Jesus. Amen. Ek wil